Middag vriende, ek wil jou nooi om 'n bietjie te kom saamstap. Stap saam op die reis en die groot vraag van alles. Hoe kan ek in 'n lewende verhouding met Jesus leef? Ons weet dat die God wat die hemel en die aarde gemaak het 'n diep begeerte om in 'n intieme verhouding met elke mens te staan. Jy is nie uitgesluit nie, ek ook nie. Ons gaan kyk na hoe hierdie verhouding kan ontwikkel, gevoed kan word. En dan kan jy self jou eie keuses maak oor hoe jy daardie verhouding met hierdie Jesus wil aanpak, of nie. Ons gaan begin deur te kyk na verhale uit die Bybel. Nee, jy hoef nie bang te word nie. Ons gaan nie Bybelteksies aanhaal nie. Ons gaan nie vir jou sê wat's reg en verkeerd nie. Ons gaan nie laat skuldig voel oor niks nie. Ons almal is op reis en op soek na 'n lewende verhouding met hierdie almagtige God. En ons gaan bloot na die verhale kyk om te sê, hoe het mense uit die Ou Testament hierdie verhouding met God ervaar, ontwikkel? Hoe het hulle dit gevoed? Ons kan gaan kyk na die psalmskrywers en hoe het hulle dit uitgedruk as hulle sê, hulle is op soek na God en hoe hulle verhouding met God gesien het. Ons kan so baie daaruit leer. As ons dan nou deur al die gelowiges gekom het al van die Ou Testament, is daar natuurlik die hoogtepunt en dit is om na Jesus te gaan kyk. Hy is ons eintlike voorbeeld. Ons wil gaan kyk na hoe het hy sy verhouding met die Vader gesien. Hy het 'n prentjie gehad van hoe dit in die hemel was. En nou kom hy en hy kom praat met ons hier in ons taal en hy kom wys ons kosbare dinge, nie net in sy woorde nie, maar ook in hoe hy opgetree het. En daaruit kan ons leer hoe dit lyk om in 'n lewende verhouding met die Vader te staan. Daar is so baie mense wat na Jesus se woorde geluister het, wat vir ons aangeteken is in die Bybel. Ons lees dat baie het hom gevolg en baie het nie gevolg nie. Nou, wat kan ons leer uit hulle reaksie? Wat het daar gebeur? Hoe het hulle reageer? Hoe het hulle tot by daai besef gekom dat hulle aan hierdie Jesus in 'n lewende verhouding wil wees? En as ons dan nou deur die Nuwe Testament gegaan het, is daar nog soveel gelowiges wat na die Bybelse tyd hierdie keuse moet maak. Eintlik van 50 jaar na Christus tot vandag toe, is daar wonderlike verhale van hoe mense hierdie keuse moes maak om te sê of hulle Jesus in 'n intieme, lewende verhouding met hom gaan stap. Jy wonder dalk, is dit moontlik? Wel, dis wat jy gaan kom ontdek. En dis waaroor ons gaan. Weekliks gaan ons by hierdie verhaal stil staan. Dalk net kan jy deur dit agterkom, hoe dat die Here 'n wonderlike pad vir jou in gedagte het. Mag die Here vir jou seën en mag jy hierdie reis saam met ons ten volle geniet.